Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy vir ons deur nog 'n week gedra het. Dis alweer Vrydag. Mense kan nie glo dat die lewe so vinnig by ons verbygaan nie. Die Bybel sê vir ons lewe is maar 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. Daarom sê die psalmdigter dat ons dae so sal leer tel dat ons 'n wyse hart sal bekom. Ek dink so aan die woorde van Siekie Stad wat gesê het: een lewe om te leef, gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. En ons vergeet dikwels, vriende, dat ons lewe vandag tot 'n einde kan kom. Niks is gewaarborg in die lewe van ons nie. Al wat ons weet is dat die Here vir ons oproep dat ons hom sal dien in gees en in waarheid. Ek het vir u gesê, alles begin by ons gedagtes, dat ons reg sal dink. En daarom het ons nou die afgelope paar dae stil gestaan by hierdie Filippense 4 vers 8. 'n Baie besondere gedeelte in die Bybel. Eintlik 'n opdrag wat die Here vir ons gee, dat ons denke sal inrig om hom meer welbehaaglik te wees. Die apostel Paulus skryf aan die gemeente en hy sê vir hulle moet bedink alles wat waar is. Ons het dit alreeds hanteer, alles wat eerbaar is en wat regverdig is, dit alreeds hanteer, alles wat rein is en alles wat lieflik is. Vanmôre kom ons by die gedagte uit dat ons moet bedink alles wat loflik is. Jy sal sien daar is redelik oorvleelings by van hierdie punte en tog staan elkeen van hulle apart omdat daar 'n sekere gedagtepatroon is wat deurgegee word. So wat bedoel die Bybel as die Bybel sê ons moet bedink alles wat loflik is? Die Engels praat van things are of good report. Met ander woorde, 'n kind van die Here moet dinge bedink wat van goeie gerig is. Met ander woorde, betroubare dinge. 'n Gelowige se gedagtes, het een persoon gesê, indien deur ander gehoor, moet prysingswaardig wees, nie veroordelend nie. U sien, dit is die probleem waarmee ons sit is, ons dink baie keer omdat ander mense ons denke nie sien en die gedagtes van ons hart nie hoor nie, dat die Here dit nie weet nie en hy hoor dit nie. Vandag vriende, dis waar ons die saak heel mistas, want u sien, ons gedagtes is vir die Here soos woorde wat ons uitspreek. Ons denke is vir die Here presies soos dit wat ons eintlik ten uitvoer sal bring. Daarom is belangrik dat ons, wanneer ons hierdie gedagtes van ons bekyk en beoordeel volgens die woord, dat dit gedagtes sal wees wat van goeie en heilige dinge getuig. Hoor dit sê Psalm 19 vers 15, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Baie belangrik, u sien, nie net die woorde van my mond nie, maar ook die oordeenkinge van my hart. Waarom? Want die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart kan nie losgemaak word van mekaar voor die heilige God van Israel wat alles van ons weet nie. Die Bybel sê vir ons, ons denke en ons woorde, die Here ken dit presies geheel en al. Lukas 6 vers 45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Ag vriende, ek het al gehoor, as mense miskien skrik gemaak word, of daar gebeur iets traumaties, of daar is ewe skielik 'n ding wat gesê word, dan hoor jy woorde baie keer dat hulle uiter, en dan, as hulle agterkom wie dit nou gehoor het, dan sê hulle, oeps man, ek sal eintlik nooit sulke woorde gebruik nie, want jy weet maar, ek weet nie, dit het nou net gebeur omdat ek geskrik het. En eintlik, wat hulle daardeur sê is dat, dit wat hulle geuiter het, is maar wat eintlik in hulle hart aan die gang is. En baie keer in 'n situasie, kom dit wat in my hart is na vore, sonder dat ek in daai oomblik regtig aandag gee daaraan. Daarom sê die Bybel vir ons, dat uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Dikwels wanneer jy in 'n gesprek kom en jy kry mense wat altyd skinder en kwaad praat van ander, moet jy weet, dis eintlik wat in hulle hart aangaan. Hulle is besig om bose gedagtes teen ander mense te bedink, en die geleentheid, as hulle 'n geleentheid kry om dit oor te dra aan ander mense, dan doen hulle dit met groot smaak en met groot vrymoedigheid, en is eintlik walglik vir die mense wat dit hoor. Daarom sê die Bybel, bedink alles wat loflik is. Psalm 37 vers 30, die mond van die regverdige verkondig wysheid, en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. Wanneer God se wet in ons hart is, vriende, dan is God se wet op ons tong. Dan praat ons daaroor, dan verkondig ons dit, dan deel ons dit met ander mense. Daarom waarsku die Here vir ons in Spreuke 10 vers 19, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer, die hart van die goddelose is min werd. Die lippe van die regverdige help baie mense reg, maar die dwaase sterf deur gebrek
aan verstand. Kan u verstaan waarom die apostel Paulus sê ons moet bedink alles wat loflik is, want u sien, dis noodsaaklik dat die wêreld sinvolle waarhede sal hoor, Bybelse waarhede sal hoor, want u sien ook, wanneer ons praat, sê die Bybel moet ons woorde soos uitgesoekte silwer wees. Ons moet praat met soos mense wat verstand het, mense wat geonderrig word deur die Here self, vanuit sy woord, deur die werking van sy gees. Daarom sê die apostel Paulus in Kolossense 4 vers 6, hy sê, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. U sien, alles begin by ons denke. As ek alles bedink wat loflik is, dan gaan ek ook reg praat. Dan gaan my woordeskat ook in lyn wees met God se woord, met dit wat hy in sy woord vir ons opgeteken het. Gaan mense ook hoor dat ek was by Christus, ek behoort aan Christus, ek leef vir Christus. Wonderlik, vriende, wanneer 'n mens 'n getuienis skryf van mense, as hulle na jou kyk en met jou praat en 'n paar oomblikke later vir jou sê, maar weet jy wat, ek kan agterkom jy's anders as ander mense. Ek hoor jy praat anders as hulle. Ek sien jy doen anders as hulle. Vriende, dan verheerlik ons onsself nie. Dan gee ons eer aan die Here, want die Here sê vir ons in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Was dit nie vir God se genade wat ons gered het in Jesus Christus, sy eniggebore seun nie? As die Heilige Gees nie ons lewe kom gee het nie, as sy woord van God ons nie 'n rigting kom gee het nie, as ons denke nie deur God se woord verander word, geprogrammeer word, gestuur word nie. Vriende, dan het u en ek ook in boosheid gelewe, boosheid gepraat, gekommunikeer, baie meer van onsself gedink as ons behoort te dink, en sou ons eintlik 'n klad op die naam van die Here gewees het. Daarom roep ek u op, bedink alles wat loflik is en verheerlik so die Vader deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Vriende, baie groete vir u, seën en 'n mooi dag verder. Mooi naweek, vertrou dat u lekker sal uitrus. Ons sien mekaar Sondag by die kerk. Tada.